Hallo Garsfontein geloofsfamilie. Hoop dit gaan goed met elkeen van julle so na die skoolvakansie en die van julle wat bietjie gerus het lekker gerus. In die skoolvakansie het ons so 'n bietjie van ons tema afgegaan en Sondag wat verby is, het ons bietjie gehoor by Alzet oor Elia en die kraaie. En vandag gaan ons daardie twee tekste weer lees wat so die aanleiding gee tot wat gebeur in ons verhaal van Elia en die kraaie. En dan gaan julle lekker gesels en julle groeigroepe oor hoe om hierdie verder te vat, en die van julle wat nie die preek gekyk het of geluister het, gaan kyk het gerus, en dan weet julle, hierdie sluit altyd op 'n manier daarbey aan. Nou voor ons uit die twee tekste gaan lees in 1 Konings, kom ons sluit net die oë en dan bid ons saam. Grote God en Hemelse Vader, dankie vir elkeen van hierdie wat die video kyk, die as groepe wat dit saam kyk, Leile ook in hierdie gesprekke wat voor lê en hierdie saam groei as 'n groep. Dankie dat ons kan weet, Here, U is hier teenwoordig by elkeen van ons. Amen. Ek begin uit 1 Konings 16, net so 4 verse, vers 29 tot 33. Agab, seun van Omri, het koning geword oor Israel in die 38ste regeringjaar van Asa, koning van Juda. Agab, seun van Omri, het 22 jaar lank as koning geheers oor Israel in Samaria. Agab, seun van Omri, het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, meer nog as al sy voorgangers. En asof dit maar sommer 'n kleinigheid was om met die sondes van Jerobeam, seun van Nebat, te volhard. Neem hy toe as vrou Isebel, dogter van Etbaal, die koning van Sidoniërs. Hy het Baal gaan dien en die aanbidding voor hom gebuig. Hy het vir Baal 'n altaar opgerig in die tempel van Baal wat hy in Samaria gebou het. Agab het ook 'n Asjera gemaak. So het Agab meer gedoen om die Here, die God van Israel, uit te tart as al die konings van Israel wat voor hom daar was. En dan 1 Konings 17 vers 1 tot 9. Elia, 'n man uit Tisbe, een van die nedersetters in Gilead, het vir Agab gesê: "So waar as die Here, die God van Israel, in wie se diens ek staan, leef, daar sal in die komende jare geen dou of reën wees nie, behalwe op gesag van my woord. Die woord van die Here kom toe daarna tot hom: Gaan weg hiervandaan, draai oos en gaan kruip weg by die spruitkrit, wat so oos van die Jordaan is. Uit die spruit kan jy drink, en vir die kraaie sal ek opdrag gee om jou daarvan kos te voorsien." Hy het gegaan en gemaak soos die Here gesê het. Hy het by die spruitkrit gaan bly, wat oos van die Jordaan is. Die kraaie het telkens vir hom brood en vleis in die oggend gebring, en brood en vleis teen die aand, en uit die spruit kon hy drink. Maar na verloop van baie dae het die spruit opgedroog, want daar was geen reën in die land nie. Die woord van die Here kom toe tot hom: "Maak gereed, gaan na Sarfat, wat aan Sidon behoort, en bly daar. Kyk, ek het 'n weduwee vir jou daar beveel om jou van kos te voorsien." Ons lees net tot daartoe. En natuurlik is hierdie 'n baie bekende verhaal van Elia. Een van baie van die bekende verhale. Want Elia was 'n groot profeet gewees. Ek en jy kan in ons lewe so maklik bekommerd wees oor goed. So maklik die vraag vra van wat gaan in die toekoms gebeur. So bekommerd dat ons half vasgevang word. Ons sukkel om nie te weet wat in die toekoms is nie. Ons sukkel om ook nie te verstaan wat God se groter plan is nie. Want ons wil nou weet. Ons is mense van nou alles weet en alles verstaan. Ons kan nie dink dat God in hierdie oomblik, hierdie sleg wat baie keer gebeur, hoe kan hy iets daaruit laat kom? Nou, ek weet in my eie lewe,
hoe baie dit al gebeur het. Ek weet dat ek in die slegte oomblik gewonder het, hoe kan God iets goed daaruit laat kom? Want ek as gelowige weet, en ek glo dat in die slegte goed, kom daar goeie goed. Uit die slegte goed, laat God goeie goed gebeur. Maar in daai oomblik, is dit moeilik. En ons almal het al iewers beleef, in daai oomblik as gelowiges, wat jy vra, hoe op aarde, kan daar enige iets goeds hieruit kom? Ek het so gedink toe my ma oorlede is. Gewonder maar, hierdie geliefde ma van my, waarvoor ek so lief het, wat goed kan daaruit kom? En na meer as 10 jaar, kyk ek terug, en ek sê, daar het goed daaruit gekom. Ek verstaan meer, wat mense deurgaan, as hulle familie het wat kanker het. As hulle iemand in die dood afstaan. Ek verstaan meer die vrae wat hulle het. Ja, daaruit het goeie goed gekom, in die sin van, ek kon groei. Dieselfde met ander woestyntye wat ons in ons lewe beleef. Jy is in 'n woestyntyd, en jy vra maar, hoe kan daar iets goeds groei, uit hierdie dooie uit? Maar, dan moet ons altyd onthou, dat God selfs uit die dood van die koning Jesus Christus lewe gebring het. En dan, al wat aan ons dit verstaan, is as ons terugkyk na daardie woestyntye in ons lewe. En daardie woestyntye in ons lewe, verstaan ons nie in die oomblik dit nie. Maar as ons terugkyk, dan sien ons, ja, God se tydsberekeninge was perfek. God weet wat moet gebeur. God het 'n plan. En sy tyd is nie altyd ons tyd nie. Ja, ons hoef nie te bly te wees of vrolik te wees oor die pyn wat ons beleef nie. Ons moet nie dankie sê oor die pyn nie. Ons hoef nie te jubel en juig daaroor nie. Maar ons kan in die tyd van pyn jubel en juig, want ons weet, God het 'n plan vir elkeen van ons. God het 'n plan vir jou lewe. God sal vir jou sorg in daai tyd, net soos hy vir Elia gesorg het. Ek en jy moet vertrou op God en weet, hy het 'n plan.